Kan die gemeente vir my staan asseblief? Baie dankie geliefdes, ek kan die sitplekke inneem. Goeiemôre en baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here, hier waar ons bymekaar kom om die Here te eer en ook om vir hom dankie te sê. Ja, vanoggend is vir ons bitterlik swaar, maar ek wil vir julle as 'n gesin en familie en vriende vanoggend sê, terwyl ons vanoggend swaar kry en hartseer is, sê ons ook vir die Here dankie. Ons sê vir hom dankie vir 'n wonderlike lewe, vir 'n vol lewe. Tannie Anet was 'n dierbare mens en ek sal haar altyd onthou. Sy en Bux was so getrou by die Bybelstudie. Hulle was vir baie lank getrou totdat sy so ook eintlik begin siek word het. En ek sal dit nooit vergeet. Weet, sy is maar stil. Sy is maar stil mens gewees. Maar sy het altyd een ding te sê gehad by die Bybelstudie. En dit sal ek altyd onthou. En ek dink ook dit pas mooi in by vanoggend se tema. Ek kan dit soos gister onthou, sy vir ons, daar is niks soos die liefde van die Here nie. Dit bly by my. En dis hoe ons haar ook onthou. So vir julle as 'n familie, as 'n gesin, vir die kinders, oom Bux, in besonder ook vir oom vanoggend, vir die kleinkinders en ook vir die familie en vriende, ons gebede gaan saam met julle. En mag julle ook getroos word vanoggend deur die Here. Terwyl ons dan nou hier by mekaar is en ons stil raak, wil ek vra vir 'n oomblik van stil gebed, waar ons ook ons gedagtes dan nou op die Here kan rig. So net daar waar u sit, kom ons sluit die oë in stil gebed.
Amen. Geliefdes, kom ons staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet en dan gaan ons ook saam 'n lied sing. Ons gaan saam sing lied 519, Wees stil en weet, ek is die Heer. Ons sing vers 1 en vers 2, asseblief bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet. Jan, kom ons sing eers die lied, dankie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, die skepper van die hemel en ook die aarde. Moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Jy kan die sitplekke weer inneem. Geliefdes, terwyl ons dan so sit, kom ons nader die Here in gebed, kom ons vra hom om by ons te wees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Heilige Here, God van liefde en hoop. Ons kom in geloof na U toe, Heer, en vra vir U om ons in ons gebrokenheid te kom help. Vanoggend sit ons hier voor die werklikheid dat Tanya net is nie meer op hierdie aarde nie. Sy het in Potchefstroom Hospitaal gesterf. Ons kom tot die diepe bewustheid, Here, van hoe swaar dit is. En dit vul ons, Here, met vrae en onsekerheid. Maar in al ons gebrokenheid en in al ons seer is ons seker daarvan dat U by ons is. Dat U die familie, die gesin en al die vriende vanoggend hier dra. Here, net was maar 'n kleipot wat maklik gebreek het. Maar U gee haar meer as wat sy ooit voor kon vra. Ja, Here, ons dink vanoggend aan die woorde van Paulus wat sê dat die lyding wat ons deurgaan nie opweeg teenoor die heerlikheid wat God in die toekoms beplan nie. Ons bedink daardie woorde, Here, en kom tot die diepe besef dat sy het in hierdie laaste tyd swaar gekry, gelei, en sy was siek. Maar Here, dit wat sy nou beerwe het, is veel meer as wat sy gehad het. Ons weet vanoggend dat haar lewe het baie meer beteken as die swaar kry waardeur sy gegaan het. Vanoggend, elkeen wat hier sit, Here, is 'n bewys, is 'n stuk nalatenskap van die volheid wat haar lewe gehad het, van die mooi wat haar lewe was, en van die hoop wat haar lewe ook sal wees. Troos ons vanoggend met U woord, Here. Praat met ons.
U kinders luister. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom met die woorde van 1 Korintiërs 13 vanaf vers 18, vanaf vers 8 tot en met vers 13. 'n Kosbare gedeelte vanoggend en ook 'n gedeelte soos oom Bux vir my vertel, die teks wat hulle ook op hulle huwelik bevestiging gehad het. En so, toe ons gepraat het oor die diens en hoe dit sou lyk, het oom Bux gesê, so kom ons tot 'n volle sirkel met hierdie teks. Pragtige woorde van Paulus wat die volgende sê. Dit sê, die liefde vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe van ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend, geliefdes. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Daar is min oomblikke in die lewe wanneer woorde skaars word. Wanneer die huis stiller raak as gewoonlik en wanneer verlange begin praat. Wanneer dit voel asof die onuitwendbare tot 'n einde gekom het. Hierdie dag is so 'n oomblik. Dit is 'n oomblik waarin ons vandag by 'n grens staan. By 'n grens waaroor ons nie kan tree nie. 'n Erkenning, 'n werklikheid, 'n stuk eerlikheid, waar ons vir mekaar moet sê, Annette Meyer is dood. En Bux, ons vrou is oorlede. Julle as kinders en kleinkinders, julle ma, julle ouma is dood. Dit is in hierdie stille oomblikke waar ons wonder wat om te sê, waar dit voel asof alles vergaan. Asof daar geen meer hoop is nie. Asof dit wat ons gehad het vir ewig uit ons hande uit is. Maar as ons na Paulus luister en ons hoor wat hy vir ons vanoggend wil sê, dan kom hy na ons toe met die woorde, die liefde vergaan nooit nie. Alles in die lewe kom tot 'n einde. Alles in die lewe vergaan. Ons kan sien dat bome vir honderde jare lank leef, maar iewers raak hulle droë hout en beland op die vuur.
blomme, as die seisoen daar is mooi en vol kleur. Maar selfs 'n blom vergaan en gras verdor. Maar wat nooit vergaan nie, is die liefde. Paulus is met ons eerlik. Hy sê vir ons dat profesie sal ophou, kennis sal ook tot niet gaan, en dat ons maar net in 'n dowwe spieël vaskyk. As Paulus vanoggend hier voor sou kon staan om te preek en hierdie woorde weer herhaal, dan sou hy vir julle gesê het wat ek ook met julle wil deel. Ek het nie al die antwoorde nie. Dit ontgaan my. 7 jaar het Annette Meyer gestoei en gestry en swaar gekry. Die beroerte het baie aan haar liggaam gedoen. Baie aan haar vermoë om te wees wie sy was. Julle moes aanpas, oom Bux, oor hierdie laaste 7 jaar. Maar as dit nie genoeg was nie, hierdie laaste paar weke was erger as ooit. Inwendige bloeding, sepsis, en dinge wat ons vanoggend nie eers eintlik duidelik van weet nie. Ons verstaan dit nie. Dit is moeilik en dit is seer. En dat sy uiteindelik so moes sterf in daardie hospitaal, is vir ons 'n dowwe spieël. Vanoggend moet u mooi dink oor waar u hierdie verhaal dan sal afsluit. Want sien, Paulus kon ook gepraat het, geglo het, gedink het, soos iemand wat sê, ons verstaan nie hierdie dinge nie, dit is vir ons 'n dowwe spieël, ons weet nie waar om te gaan nie, alles is verby, alles het vergaan. Maar nee, hy wil hê ons moet verstaan en weet, dit stop nie daar nie. Want as daar een ding is, wat nie vergaan nie, is dit die liefde wat die Here het vir sy kinders. Is dit die liefde wat die Here het vir Annette Meyer. En Paulus sê, al kyk ons dan nou teen 'n dowwe spieël, eendag sal ons ten volle ken en ten volle weet. Ja, ons sal kan verstaan. Ons sal dalk nie gevul word met redes nie, maar u moet weet wat se tipe verstaan ons sal hê, en dit is meer as wat u ooit nou kan dink. Ons sal eendag verstaan dat hierdie lewe op hierdie aarde is nie al wat daar is nie. Dat daar is meer. Dat die liefde van die Here strek nie net tot en met hierdie tyd by die graf nie. Dat dit strek tot in ewigheid. En omdat die Here ewig lief is daar vir julle ook hoop. Hierdie dinge bly, sê Paulus, geloof, hoop en liefde. En wat ek van u vanoggend wil vra, is om vas te hou aan hierdie 3 blywende dinge, die dinge wat die lewe nie by u kan steel nie. Geloof, die geloof om vertroue te hê in God se beloftes. Om staat te maak daarop. Om te weet dat wanneer Jesus Christus met die dood van Lazarus vir ons sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hulle ook. Dat as Jesus so 'n belofte maak, dat ons daarin kan glo. Hoop, die hoop vir die lewe wat kom. Dat ons erfgename van daardie hoop is.
dat ons, geliefdes, ondanks ons sondes, die dood verdien. Maar op die kruis op Golgotha het Jesus Christus ook gelei, gesterf en opgestaan. Dit is die hoop wat in ons leef. Omdat Jesus opgestaan het. Hoor mooi, omdat Jesus opgestaan het, mag julle hoop hê dat Annette ook sal opstaan. En die liefde, wel geliefdes, die beste manier om te praat oor die liefde is hoe die brief van 1 Johannes daaroor praat. 1 Johannes 4 sê dit so mooi. Hy sê God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin is die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf die vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Sien, 'n ding wat u moet vandag verstaan, is dat die Here het vir Annette Meyer lief gehad, nog voor sy in die moederskoot gevorm is. Toe sy as 'n babietjie haar eerste baba heilig gegee het op hierdie aarde, het nie net haar moeder haar in haar arms geneem nie, maar die Here ook. Sy was as 'n kind grootgemaak, ja, deur haar ouers en gelei deur haar lewe, maar ook deur die liefde wat die Here gehad het. Sy was 'n ma en 'n ouma. En sy kon dit doen omdat die Here haar lief gehad het. En sy kon hierdie 7 jaar deurmaak omdat die Here haar lief gehad het. En sy kon sterf want die Here het haar lief. En dit vergaan nooit nie. Maar toe die Here sy hand uitstrek en sê dit is tyd, het hy net gehoorsaam geluister. Dit, geliefdes, moet u vul met baie hoop. Want het u geweet, die Here het jou ook net so lief. Vir julle as gesin, hoor mooi vanoggend, die Here het jou lief. En omdat hy jou lief het, en daardie liefde nooit vergaan nie, mag u ook weet, dat hy jou nie met straf ontvang nie, maar met baie hoop. Hy ontvang jou soos 'n kind in sy huis. En dis juist hieroor. Dis juist hieroor dat ons in 2 Korintiërs hoor. 2 Korintiërs 4, die woorde wat Paulus vir ons daar ook sê. Hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, ja, en dan net het vergaan, word ons dag tot dag vernuwe. Hoekom? Want ons swaar kry in hierdie lewe, sê hy, is gering, gaan verby. Maar dit wat ons erf, dit wat ons kry by die Here, dit bly ewig staan. Paulus gaan aan in 2 Korintiërs 5, wat sê hy? Hy sê ons weet dat hierdie liggaam wat maar 'n tent is, eendag afgebreek word. Maar dat ons dan 'n vaste woning in die hemel het. 'n Vaste tuiste, wat nie deur mense hande gemaak is nie, sê hy, maar deur God self. En dit is daar die ou psalmskrywer, julle sal dit goed ken, daardie psalmskrywer wat in Psalm 23 vir ons sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, julle ken dit. Die laaste woorde van daardie psalm staan altyd uit. Dis 'n gebed, dis 'n uitroep, dis 'n boodskap aan almal wat sou hoor, wat sou luister. Die woorde, en ek sal tuis wees in die huis van my Here,
tot in lengte van dae. Dit is woorde wat Annette Meyer ook uitroep vanoggend. Ek is tuis in die huis van die Here tot in lengte van dae, omdat die Here my eerste lief gehad het. Liewe kinders van God, julle moet hoor hoe lief die Here julle het, sodat julle nie leef met verlange alleen nie. Ja, luister vir my aan so. Julle as kinders van Bucks, julle moet luister. Die Here het julle lief. Daarom gaan julle nie net julle ma verlang nie, net julle ouma verlang nie, maar julle gaan vir haar wag. Julle gaan leef met 'n verwagting. Die verwagting om haar weer te sien. In die heerlikheid van God in sy teenwoordigheid. In die troonsaal van die Allerheiligste. Daar sal julle haar weer vind. En daar sal julle werklik kan sing. Daar sal julle saam kan bely. O ja, wragtig waar. Die liefde van die Here vergaan nooit nie. Dan is daar die dowwe spieël verby. Dan is die dinge van 'n kind verby. Dan erf julle die ware lewe, soos Annette Meyer nou waarlik leef. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, dankie Here dat U ons liefhet. Ons het U ook baie lief. Dankie Here dat ons mag weet dat U vir Annette liefhet. Dankie Here dat ons ook mag weet dat sy U lief gehad het. Dit bring vir ons rus en kalmte in ons hart om te weet dat haar lewe nie tot 'n einde gekom het nie. En al kyk ons vandag teen 'n dowwe spieël en verstaan ons nie nou wat hier gebeur nie, weet ons dat eendag as ons haar weer sien, dan sal ons ten volle verstaan. Ja, Here, ons sal verstaan want ons het geloof, hoop en liefde in ons hart. Ons is U kinders en U leer ons hoe om hierdie dinge te dra. Ek bid, Here, dat U hierdie gesin sal troos en vashou. Dat U hierdie familie sal ondersteun en krag gee. En dat U elkeen van ons daardie hoop sal gee. Diep in ons harte sal bære. Dat ons vir Annette weer sal sien. Here, as ons vanoggend afsluit, dan wil ons vir U dankie sê. Dankie Here vir Annette se lewe. Dat U altyd by haar was, dat U liefde nooit vergaan het nie, selfs nie eers toe sy baie seer en in haar laaste oomblikke was. Daarvoor, Here, sê ons dankie. Dankie, Here, dat sy in U teenwoordigheid mag ingaan. Omdat sy aan U behoort. Omdat sy U kind is. Sy is nou waarlik tuis. Nou wag ons, Here, geduldig op U wil. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, ek lees vir ons vanoggend ook die begrafnisbrief voor. As u die briefie ontvang het, maak hom saam met my oop. Annette Meyer is gebore op 11 Julie 1961 en sy is ook oorlede op die 16de Desember 2025. Die brief lees soos volg. Annette,
nou 'n interessante woord, my poepies. Mooi. 'n Lang tyd, 'n era, wat kan ek sê, bykans 45 jaar getroud. Getrou in alles gewees, streng somtyds en 'n wil van jou eie. Baie liefde vir jou kinders, kleinkinders en vriende. Jy was ongelooflik lief vir my. Jy het op jou sterfbed my oor en oor verseker van jou liefde vir my. Eintlik elke dag. Baie dankie vir die goeie vrou wat jy vir my was. Elke oomblik agter my gestaan en ondersteun. Al was ek nie altyd reg nie. Ek gaan jou baie mis, maar nie die pyn en lyding wat jy die afgelope 7 jaar moes deurmaak nie. Ons almal weet, jy is by ons liewe Vader, en ons ander geliefdes, veilig in die arms van die Here. Ek gaan jou ongelooflik baie mis. Ek was en is en sal altyd vir jou lief wees, soos ek jou gereeld verseker het. Totsiens, tot ons mekaar weer sien. Al my liefde. Mag ek dit weer sê? Jou poepies. Pragtig. Dankie oom Bux. Mooiste woorde. Ek hoop eendag sal iemand so van my ook kan praat. Dit is baie kosbaar. Baie kosbaar. Geliefdes, die familie het vir my ook gevra om die bedankings te hanteer. Dit is ook op die boekie beskikbaar as u saam met my wil lees. En dan nadat ek dit gelees het, gaan ek ook vir Gerard vra om 'n paar laaste woorde ook vir ons te spreek. Eerstens wil ek vir die Potchefstroom Hospitaal prys vir die ongelooflike goeie diens en die vinnige optrede nadat ons daar aangekom het. Dr. Greiling in naam, Pyk berekenend. Dit is wat Suid-Afrika nog nodig het. Hou so aan, jy het gewys ons mense kan weer vertroue in 'n staatshospitaal vind. Tweedens, Gerard, Leandi, Answa, François, Gideon en ook Wanita, Liz en Jan, wat 'n ongekende ondersteuningsbasis was. Baie dankie vir, hierdie is altyd 'n vreemde een, vir Dominee Jean, vir die ondersteuning, omgee en liefde, en ja, ek gee vir julle baie om. Benny en Finnie, wat spesiaal Dinsdag deurgekom het, of met my sussie te kom groet, en sy swaar by te staan. Baie, baie dankie. Ek glo Annette, weet jy en Finnie was daar om vir haar totsiens te kom sê. Dan wil ons graag ook vir die Hervormde Kerk, die Orrelis, die Koster, die wijksusters ook bedank vir die eetgoed, die koffie en die tee. Laastens baie dankie ook vir die professionele hantering en die optrede van Afpop met die hantering van die herdenkingsdiens en die verrassing. Ons opregte dankbaarheid, Bux, die kinders en die kleinkinders. Amen. Baie, baie dankie. Ek gaan nou vir Gerard 'n geleentheid gee om ons 'n paar woorde toe te spreek. Sodra Gerard dan klaar gepraat het, gaan ons sommer so spontaan saam 'n video kyk, 'n paar terugflitsse van haar lewe, van Tannie Annette se lewe, en waar ons ook dan vir die Here, waar ons kan kyk en sien wat die Here ook gedoen het. Baie, baie dankie Gerard. Daar's nog 'n paar klein bedankings wat ek net ook wil doen. Tannie Marita, baie dankie vir Tannie se bydrae. Ons waardeer dit opreg. Dan die Mofklap wat ook 'n bydrae gemaak het.
om hier en daar te help. Ons waardeer dit. En dan my eie werk, Major Drilling, Denton, Sandra, Wouter en Tasha. Ons waardeer dit. En dan, pa, dankie dat pa ons gewys het, hoe 45 jaar van huwelik moes gelyk het. Dankie dat pa daar was, van die begin en tot die einde. Dankie dat pa bitter mooi na ma gekyk het. Ons waardeer dit. En dankie vir almal wat hier so sit en tyd gemaak het vir hierdie gedenkdiens. Ons waardeer dit opreg. Dankie. Ek het probeer uitwerk, dit is onmoontlik. 100.000 kilo's, die skool, die veld en die kerk. Ek zweer jy is braver, as meeste mense. Jy het soveel wense, vir my waar laat roost. Een keer 'n jaar, is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek het glasie op jou mens klink. Elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nachte vir my omgelepen. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare. Altyd slaggereed om harde vraag te vraag. En as ek gaan stilstaan en my oë toemaak, onthou ek jou raad. Jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek het glasie op jou mens klink. Elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nachte vir my omgelepen. Spesifiek aan liefde minder as ons het. Om te dink daar was jare waar ons min gepraat het. Ek moes plan gemaak het. Ek wil net sê dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek het glasie op jou mens klink. Elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nachte vir my omgelepen. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek het glasie op jou mens klink. Elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nachte vir my omgelepen. Jy is 'n rots, jy is 'n anker.
Wat 'n mooi lewe. Dit is 'n mooi lewe. Geliefdes, daar's een foto wat vir my uitgestaan het. Jy het daai foto gesien waar sy vir jou so kyk aan so. Dis die mooiste foto. Geliefdes, kom ons dank die Here. Kom ons dank hom vir haar lewe. Kom ons gee hom alle eer vir so 'n pragtige en mooi lewe. Ons gaan saam sing lied 464. Ons sing vers 1 en vers 4. Ekskuus, daar's 'n fout daarop. Ons sing vers 1 en vers 4. O Heer my God, kom ons sing hierdie lied saam. Geliefdes, net soos jy daar staan, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie. Jy kan vir 'n oomblik die sitplekke weer inneem. Geliefdes, weens die feit dat ons nie na die kus toe gaan nie, het ek dit goed gedink dat ons se laaste eerebetoning ook aan Annette Meyer sal doen. En ons het aan Annette ook op so 'n wyse kan groet. Ek wil vra dat ons dan vir die naaste familie vra om asseblief eerste hier verby die foto te stap en om ook so 'n laaste oomblik te hê van nadenke. Voordat ek dit doen, gaan ek eers afstap en gaan ek vir ons ook die geloofsbelijdenis ook lees. Nadat die familie deurgestap het, is u ook welkom om asseblief hier verby te stap. Ek dink die beste gaan wees in die ordereling dat ons hier van my regs, julle links, hier vanaf af sou stap en dan so om weer met my links, julle regs, weer uit die kerk uitstap.
Baie dankie. Ekskuus. Geliefdes, Johannes 14, dan is Jesus se goeie vriend Lazarus dood. Martha is die een wat na hom toe kom. Sy huil. En sy sê vir hom, Here, as U maar net hier was, sou hierdie dinge nie gebeur het nie. Sy antwoord vir haar, ek is die opstanding en die lewe, Martha. Die in my glo sal lewe al sterwe hulle ook. Jesus vra vir geloof. Hy vra dat ons in hom moet glo. Hy sê, glo in God, glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Dit is dan ons gebruik, geliefdes, om ons geloof te bely, as 'n teken, as 'n bewys daarvan, dat die Here red. Ek wil vra dat u saam met my sal staan, as ons dan ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Gesin, julle is welkom.